In 2018 het ons te doen met hierdie organiese verbindings en opvallend is die COOH groep, die karboksielgroep. En dit is natuurlik kenmerkend van karboksielsure. So ons het 4 karboksielsure in hierdie geval. Ons begin met metanoosuur, dan etanoosuur, C is propanoosuur en D is butanoosuur. Die definisie van kookpunt wat jy al van graad 10 uit jou kop uit ken, is die temperatuur waar die dampdruk van 'n stof gelyk is aan atmosferiese druk. Volgende vra hulle vir die naam van die funksionele groep. Nou die funksionele groep is daai COOH groep en ons noem dit die karboksielgroep. Karboksielgroep is die funksionele groep van karboksielsure. Dan wil hulle die IUPAC naam hê van verbinding C, karboksielsuur met 1, 2, 3 koolstowwe is propanoosuur. Vervolgens moet ons die struktuurformule van die funksionele isomeer van verbinding B neerskryf. Nou verbinding B het ons hierso en dit is daai CH3 C dubbelbinding O die karbonielgroep en dan die O en die H. So daai is etanoosuur, in die algemeen bekend as asynsuur. Maar ons moet nou die funksionele isomeer se struktuurformule neerskryf. So wat ons gaan doen is, ons gaan daai waterstof wat regs is van die suurstof, gaan ons omruil met hierdie metielgroep aan die linkerkant. Daai twee gaan ons omruil. En onthou, dit help jou om te onthou dat die funksionele isomere wat jy op skool doen is dikwels aldehiede en ketone, daai twee loop saam, en dan karboksielsure en esters. So in hierdie geval het ons 'n karboksielsuur. So kom ons ruil daai twee om en dan het ons 'n H en dan gaan ons hierso aan C dubbelbinding O en dan het ons 'n O en dan in plek van die H het ons 'n metielgroep. So daar is ons struktuurformule en as ons die IUPAC naam van hierdie ester moet skryf, dan sal dit wees metiel wat afkomstig is van metanol en dan het jy 'n karboksielsuur met 1 koolstof en dit is metanoosuur of miresuur, so dit is metiel metanoaat. So etanoosuur se funksionele isomeer is die ester metiel metanoaat. Watter van die verbindings het die hoogste dampdruk? Nou, dampdruk omgekeerd eweredig aan kookpunt. So hoogste dampdruk, laagste kookpunt en dan sien jy, dit moet A wees. Dit moet jou metanoosuur wees want sy kookpunt is die laagste. Nou vergelyk hulle die kookpunt van verbinding B met verbinding X en hulle vra hoekom is dit 'n regverdige vergelyking? Nou kyk na B wat etanoosuur is. Daar's 2 koolstowwe. Daar is 4 waterstowwe en daar is 2 suurstowwe. En kyk na X. As dit kom by die koolstowwe, sien ons het ons 3 koolstowwe. Ons het 3, 4, 5, 6, 7, 8 waterstowwe en ons het
1 suurstof. So kom ons gaan nou en vergelyk daai twee in terme van molekulêre massa. So begin met daai boonste ene. Jy het 2 maal 12 vir die koolstowwe plus 4 maal 1 vir jou waterstowwe plus 2 maal 16 vir jou suurstowwe. Dis 24 plus 4 is 28, 28 plus 32 is 60 gram per mol. En 3 maal 12 plus 8 maal 1 vir die waterstowwe plus 1 maal 16 vir die enkele suurstof gee vir my 36 plus 8 is 44, 44 plus 16 gee ook vir my 60 gram per mol. So die molekulêre massa van die boonste verbinding B en die molekulêre massa van die onderste verbinding X is beide 60 gram per mol en gevolglik is dit 'n regverdige vergelyking. Verbinding X, is dit 'n primêre, sekondêre of tersiêre alkohol? So as ons die struktuurformule sal teken van verbinding X, dan is dit CH3, dan ons 'n CH2 en ons het nog 'n CH2 en dan 'n O en 'n H. So wat ons hierso sien is dat daardie hidroksielgroep is gebind aan 'n koolstof wat slegs aan een ander koolstof gebind is. En gevolglik is dit 'n primêre alkohol. En die IUPAC naam van hierdie primêre alkohol sal wees propan 1-ol. Duidelik volledig die verskil tussen die kookpunte deur na die soorte intermolekulêre kragte te verwys. So, wat het ons? Ons het in beide gevalle waterstofbindings. En onthou, waterstofbindings omdat 'n waterstof gebind is aan 'n suurstof, NOF, stikstof, suurstof of fluor. So, suurstof. So dit is 'n waterstofbinding. Selfde met daai hidroksielgroep wat ons by alkohol kry. Maar die verskil is daar is 'n tweede punt vir waterstofbindings in die geval van etanoosuur. So die eerste ding wat jy moet noem is dat in beide B en X is daar waterstofbindings. Dis die belangrike eerste punt wat jy moet uitlig. Dan moet jy tweedens uitlig dat in die geval van X is daar een punt vir waterstofbindings, terwyl in die geval van B, in die geval van etanoosuur, is daar 2 punte vir waterstofbindings. Volgende gaan jy sê, die intermolekulêre kragte in verbinding B is sterker as die intermolekulêre kragte in verbinding X. Laastens gaan jy sê, meer energie word dus benodig om die intermolekulêre kragte in verbinding B te oorkom as in verbinding X en gevolglik B het 'n hoër kookpunt as X.